staan op in die tempel, hy vat die boekrol van Jesaja, maak hom oop en hy lees, hy sê, die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan armes te verkondig. Hy het my gestuur om vrylating vir gevangenes uit te roep, herstel van gesig vir blindes, om onderdruktes in vryheid uit te stuur, om die genadejaar van die Here aan te kondig. Hy begin, hy sê, ek gaan al die goed doen. Want Vader, God, het my gesalf daarvoor, die salwing van die Here salwing. En ek wil 'n bietjie met jou net praat oor salwing vanoggend. Handelinge 1 vers 4, terwyl hy deur Jesus 'n keer saam met hulle aan tafel was, hulle beveel, hy sê, moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe van die Vader, wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. Moenie weggaan nie, wag, tot die Heilige Gees kom. Want hy maak al die verskil. Hy maak al die verskil. Hulle was so 3,5 jaar saam met Jesus, hulle het saam met hom bedien, saam met hom geloop, hy het hulle geleer, hy het hulle in diensopleiding gegee, hy het hulle uitgestuur 2 keer, hulle het gegaan en die evangelie gaan verkondig, en siekes het gesond geword, demone is uitgejaag, hulle kom terug in opgewondenheid na hom toe. Hulle het al die goed beleef, hulle het gesien hoe hy Lazarus uit die dood uit opwek, hulle het al die goed beleef saam met hom. Hy sê, wag bietjie, moenie in die wêreld ingaan, moenie gaan, voor Heilige Gees nie kom. Wag vir hom. Want hy is die een, wat het maak werk. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Wag vir hom. Hy is die een wat al die verskil maak. Salwing van Heilige Gees. Dis die verskil maak. Ons kan allerlei teorieë hê, ons kan idees hê, ons kan ideologie hê, ons kan die Bybel interpreteer op verskillende maniere, wat ook al. Op die ou end maak die verskil. Die verskil is die Heilige Gees. Hy is die een wat jou leer. Hy is die een wat jou help. Hy is die een wat jou wys. Heilige Gees. Dis die verskil. In 2 Konings 2 vers 8 lees ons van Elia. Nou, dis in die einde van sy bediening op aarde. En hy het Elisa, wat agter hom aan is heeltyd, hy sy handlanger, sy toewybe. En hy sê van, man, los my, ek gaan nou op my eie. En dan sê Elisa, nee, ek bly by jou. Meer as 1 keer, sê hy dit. En dan kom hulle by die rivier. Elia het sy mantel gevat, het opgehol, die water daarmee geslaan. Die water het na links en regs verdeel, sodat hulle 2 op droë grond daardeur is. Stel jy dit voor, nee? Hier is die rivier wat loop, hy vat sy mantel, slaan op die water, en het verdeel in 2. So ek weet nie, die lot water wat afkom, waar gaan dit heen nie. En hierdie spoel net, ek weet nie werk, maar hy loop op droë grond daardeur. Net toe hulle deur is, sê Elia vir Elisa, wat wil jy hê moet ek vir jou doen, voordat ek van jou weggevat word? Elisa het geantwoord, mag daar toch 'n dubbele deel van die Gees op my kom. Ek soek 'n dubbel salwing van dit wat jy het. En sê vir hom, goed, is nie vir my om te besluit nie, is vir Vader om te besluit. Wat ek vir jou kan sê is, as jy my sien weggaan, dan het Vader besluit dat dit so sal wees. Die volgende oomblik is daar 'n wa van vuur, ek weet nie hoe nie, met perde van vuur, en hulle laai vir Elia op en dan gat hy. En as hy so weggaan, dan val sy mantel af, en dan kom hy na Elisa toe. Kan jy dink, wat hy gevoel het? En hy sien dit gebeur, en hier kom hy die mantel. Dan vat hy die mantel, en hy rol hom op, en hy slaan op die water, en het verdeel. En hy weet, hier sit nou, dubbele salwing, dubbele porsie. Dis wat God my gegee. Salwing. Nou, Elisa het letterlik dubbel soveel wonderwerke gedoen as Elia. En op 'n stadium gaan hy dood.
en hulle begrawe. En dan staan daar was Moabitiese bendes wat so nou en dan oor die grens gekom het en dan ontplunder hulle en dan gaan hulle weer terug na hulle land toe. 2 Konings 13 vers 21. Toe mense op 'n keer besig was om iemand te begrawe, sien hulle skielik so 'n bende. Hulle het die man se lijk in Elisa se graf gegooi. Toe die lijk aan Elisa se bene raak, het die man lewend geword en regop gaan staan. Okay. En jy weet, Elisa is dood. Hy is dood. Hy is nie daar nie, hy is dood. Net sy beendere, sy geraamte lê daar. Maar op een of ander manier is daar salwing nog steeds in sy geraamte. Soveel so dat toe hierdie lijk aan hom raak, word hy lewendig. Is dit salwing? Dis waar dit gaan. Salwing. Samuel salf vir Saul as koning. En as jy gaan lees, die Here het spesifieke resep gegee van hoe hierdie salf gemeng word. En hy sê nogal hierdie hy patent reg op het. Jy moet dit nie vir ander goed gebruik nie. Net vir dit. Samuel salf vir Saul tot koning. En Samuel op dieselfde manier salf vir Dawid tot koning. Wie van julle wil graag Saul se salwing hê? Wie wil graag Dawid se salwing hê? Ek weet, Dawid en Saul het presies dieselfde salwing. Is die verskil nie? Is die verskil van wat jy moet doen? Saul het dit anders hanteer as wat Dawid het hanteer. Maar salwing, iets gebeur, iets verander in die aanraking van die Here. Handelinge 19 vers 11, lees ons God het hierdie hande van Paulus besondere kragtige dade gedoen. Selfs doeke of voorskote wat aan sy lyf geraak het, is op siekes gesit en dan hulle siektes verdwyn en die bose geeste het uit hulle uitgegaan. Nie net Ou Testament nie. Nuwe Testament. En ek het van hierdie al gesien, ek het ervaring hiervan. As van die ouens wat selfs so ver gaan, hulle lappies met hulle so hand op druk en dan salf hulle dit en dan gee dit vir iemand en dan vat jy dit en jy gaan sit dit op iemand wat siek is. En die Here raak mense aan daardeur. Salwing. Is iets anders. Is nie normaal nie, is nie net wat ons beleef nie, is iets anders. Dis Heilige Gees wat sy hand uitsteek en trek aan iets of iemand raak. Handelinge 1 vers 8 sê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, julle is my getuies. Julle sal krag ontvang. Griekse woord is dunamis, dis waar ons dinamiet vandaan kom. Die Here sê, hy gee vir jou hierdie salwing. Wat doen ons met? Wat doen jy met salwing? Weet jy het salwing? Of glo dit nie? Op jou end is dit baie maklik om vir iemand een of ander teorie te gee. Het is baie maklik om vir iemand te sê, man, dis hoe die Here se goed werk. As ander ding, as iemand in krag kom, en hy sê, maar hier is dit nou. Paulus skryf, hy sê, ek het na julle toe gekom, nie met mooi praatjies nie, maar met die krag van die Heilige Gees. Dis waar dit gaan. En salwing maak die verskil. In enige area wat jy die Here se salwing het, gebeur daar dinge. As daar nie salwing is nie, dan is nie dieselfde. Jy kan twee ouens hê wat presies dieselfde preek, selfde woorde gebruik. Een het salwing, en die ander nie. By die een is daar vrug, by die ander is daar nie salwing. Ek is honger vir die salwing, ek is honger vir die teenwoordigheid van die Here. En ek weet, dat is goed wat ons doen, wat Heilige Gees wegstoot, dit bedroef hom. Dat is goed wat ek doen, en ek probeer fokus daar, en ek gaan nog 'n bietjie, dalk volgende week, of wanneer ook al, ons bietjie meer in diepte daarna kyk, want dit gaan nie oor werksheiligheid nie, maar is goed wat ek kan doen,
Want die Heilige Gees bedroef. Hy moet dit nie doen nie. En hoe hongerder ek is vir sy teenwoordigheid, hoe hongerder ek is vir sy salwing, hoe meer sal ek hierdie goed in my lewe wegstoot. Want ek is honger vir die Here. Hoe meer tyd sal ek maak om in die woord te kom, hoe meer tyd sal ek maak om stil te raak vir die Here. Want jy is honger vir sy teenwoordigheid, honger vir die salwing, vir Heilige Gees. Paulus kom, hy gouverneur, hy breek vir hom, hierdie ou hang aan sy lippe, en hy wil die Here aanneem, en hy is opgewonde oor hierdie ding, en as Elimas, die tovenaar, is daar. En Elimas probeer hierdie gouverneur andersom beduie, as wat Paulus besig is om te doen. Hy wil nie, hy moet tot bekering kom, en die Here dien. Goed, as jy in 'n situasie is, en as iemand wat jou teestaan, wat gaan jy doen? Vra die Here om hom aan te raak, vra die Here dat hy tot bekering kom. Vra hom asseblief, moenie dit doen nie. Gee my nou 'n kans, wat ook al. Paulus wip hom. Handelinge 13 vers 11. En hy sê vir Elimas, kyk, nou gaan die hand van die Here jou tref, jy sal 'n ruk lank blind wees en die son nie sien nie. Onmiddellik het alles vir hom vaag en donker geword, hy het rondgestrompel. Salwing. Kan jy dit dink? Kan jy dink dat die Here selfs dit doen? Salwing, weet jy, salwing in jou lewe? Of nie? Lukas 11 vers 13 sê, as julle wat sleg is, dan weet of julle kinders goeie dinge te gee. Hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan hulle wat hom vra? Sal wat nodig is om te vra. Ja, ek het nou salwing nodig, ek het die nodig, ek het die teenwoordigheid, ek het die aanraking, ek het die bemagtiging, ek het die krag nodig in hierdie situasie. Ons lees in Genesis 1. Dit is donker, woes en leeg. En dan lees ons, Heilige Gees kom fladder, kom hang, kom sweef. Die Hebreëse woord is rakaf. Hy kom rakaf oor hierdie gemors. En dan verander het. Genesis 1 vers 2, die aarde was woes en leeg. Donkerte was oor die diep water, maar die Gees van God het oor die water gesweef. Dan kom daar orde. Daar kom lig. Daar kom vrugbaarheid. Daar kom lewe. In enige area van jou lewe, waar dit donker is, waar dit woes en leeg is, waar jy voel hierdie ding is gemors, jy het nodig dat Heilige Gees kom rakaf, kom hover oor die situasie. Sy salwing. Hy. Sagaria 4 vers 6 sê, die boodskap van die Here het aan Serubabel gekom, nie deur mag of deur krag nie, maar deur my Gees, sê die Here, die Almagtige. En ons doen nie dit nie. Ons veg en ons stoei en ons maak planne en ons sweet en ons gaan te kere om ons eie manier om 'n ding te probeer oplos, in plaas daarvan dat ons tyd maak vir hom en sê, Here, wat is die plan? Gee hier salwing oor hierdie ding. Kom maak het reg. Ons dien nodig. Ons is Christene, ons is wedergebore. God is in ons. We are a new creation. Ons het nou nog gesing. Brand new man. Hoekom leef ons nog in die wêreldtyd? Hoekom probeer ons goed verander op 'n wêreldse manier? Wanneer ons die krag van God het in 'n situasie. Ons moet kies. Heilige Gees. Salwing van die Heilige Gees. Jesaja 27 vers 10 sê, in die tyd sal hy die las verwyder wat hulle op julle skouers gelê het, en ook hulle juk van julle nek af. Die juk sal heeltemal vernietig word deur die salwing, die salfolie, die olyfolie. Salwing. Olie is 'n tipe van Heilige Gees dwars deur die skrif. Olie is 'n lekker ding. So
So juk wil jou beperk, hy wil jou beheer, hy wil jou ondermyn. En juk wil jou verneder. Jy mag sit hier met, en jy voel jy is verneder. Mense het jou te nagekom, mense het jou afgeskiet, mense het jou weggejaag van jou werk af, wat die geval mag wees. Dis 'n juk in jou lewe, of jy sit met vrees. Wat gaan gebeur? Wat vang jy regering aan? Wat gaan nou gebeur met al hierdie goed wat besig is om aan te gaan? Jy sit met verslawing dalk. Jy kan nie oor dit kom nie. Die salwing kan daai juk in jou lewe verbreek. As jy sit met depressie, en jy is ontsteld, en jy is swartgallig, jy is in hierdie swart gat, en jy weet nie waar uit te kom nie. Jy het die salwing nodig, om daai ding in jou lewe te verander. Jy sit hier met skaamte, en jy het aangejaag, jy het droog gemaak. Dinge het nie gewerk soos het veronderstel is om te werk nie. Jy voel, jy skaam. Die salwing van die Here kan daai juk in jou lewe verbreek. Die koninkryk, Romeine 14:17 sê, is geregtigheid en vrede en blydskap. Dis wat die Heilige Gees wil doen in jou lewe. In elke area van jou lewe wil hy vir jou geregtigheid bring, regte verhouding tussen jou en Vader, jou en mense. Hy wil vir jou vrede gee en blydskap. En as jy dit het, dan het jy lewe. Dan het jy die volheid. In enige area waar jy dit het jy die volheid. Dis die Heilige Gees vir ons wil gee. So ons is in 'n stuk in 'n wêreld, en die goed rondom ons breek en gaan tot niet, en die bossies groei vinniger as die plante, en dis een groot gemors rondom ons. Ons leef in 'n stuk in 'n wêreld. Ons het beperkte vermoëns. Ons kan nie soveel doen. Dat is ons gesnoeker. Dis buite ons beheer. Maar Heilige Gees, sê die Here duidelik, is jou helper. En ek weet net, ek weet iets van julle, wat sit met goed in jou lewe, weet jy, hoe lang kan jy veg? En vanoggend is dit tyd vir deurbraak. Vanoggend is dit tyd waar die Here wil kom en vir jou salwing gee, om teen daai ding te gebruik, om daai juk te breek. Heilige Gees is 'n persoon. Is nie 'n ding nie, is nie 'n spook nie, is nie 'n krag nie. Heilige Gees is God. Hy is die Gees van Vader, die Gees van Jesus. Heilige Gees is God. Hy is lief vir jou. En hy wil jou help, en hy wil jou dra, en hy wil vir jou pad maak. As jy net 'n kans gee, as jy net 'n geleentheid gee. Geloof na hom en sê, Here, die salwing, gee u salwing, asseblief in die saak. Hy is in jou, Heilige Gees is binne in jou. Is jy daar ver nie? Hy is in jou. Het gaan oor salwing. Het gaan oor sy olie, wat dit ding maak werk. Don't settle for managing your yoke. Seek the anointing that destroys it. It's not hype. It's not charisma. It's the oil of heaven. Heilige Gees. God, die Here. Olie is 'n wonderlike ding. Ek sien dit baie, want ek werk met fisiese goed. En ek staan vroegoggend op en sneeu ek uit, en Adida maak nou nog sy slaap. Ek gaan weg. En dan kom ek het so deur, en die ding, dan trek ek hom toe, en skoeik uit. So ek kom vinnig maak, en so het vinnig skoeikie. Maar as ek net die moeite doen, wat ek gedoen het, om die rak, die blikkie Q20 te vat, en ek zip om 2 seker blerks op my sê, dan is stom. Die werk, dan squeeze weg. Olie is 'n wonderlike ding. Ek staan boor ek, maar ons is besig. En my bore is nie meer wat hulle moet wees nie, dit is so skerp nie. En ek het dit al skerp gemaak, maar ek is clueless met dit, so dit werk ook nie. En dan staan jy en jy druk en dit wil nie werk nie, en dan begin jy bietjie boor, dan staan 'n blikkie olie langs. En as jy daai net so blits gee, dan werk dit. Olie is 'n wonderlike ding. Heilige Gees is die olie wat iets maak werk.
Moenie nodig. Salwing nodig. Jy probeer die regte ding doen, en jy probeer haar lief hê, en jy probeer hom verstaan, en jy probeer hom akkommodeer, en ons sê vir mekaar, en ons probeer. Maar dit werk nie, want as die salwing nie. Miskien, julle saam net voor die Here gaan staan, vat 'n hand, steek jou hand op, en sy vat jou hand, en steek haar hand op, en sê, Here, kom zap ons bietjie met Q2 nie. Kom, spyt net ons huwelik. Bietjie, gee die salwing aan ons huwelik. Jou finansies, laat nie uitwerk. En jy probeer, en jy wil spaar, maar as niks om te spaar nie, en inteendeel, het word net al minder en minder. Dan moet jy jou kredietkaart en al die goed vat, en voor die Here gaan lees, en sê, Here, vir my salwing. Geef my oplossing, geef my plan, geef my wysheid. Wat moet ek doen met my finansies? Enige area van jou lewe. Salwing, dis vir die verskil maak. Jy kan al die komponente hê. Jy kan 'n enjin hê met pistons en ringe en crankshaft en uit alles daarin. Alles is daarin. Elke enkele dingetjie wat nodig is vir die enjin is daarin. As jy nie wil hê nie, dan werk hy nie. Werk nie. En jy wil nie nodig. Het salwing nodig. Heilige Gees nodig. Hy is die een. Jy het Heilige Gees nodig. Johannes 14 vers 16 sê Jesus, ek sal Vader vra, en hy sal vir julle 'n ander helper stuur om vir ewig by julle te wees. Hy is die Gees van die waarheid, maar die wêreld nie kan ontvang nie, omdat die wêreld hom nie sien en hom kan ken nie. Julle ken hom egter, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Heilige Gees, die teenwoordigheid en krag van God in jou lewe. Heilige Gees. Dis nou tyd soos nooit tevore nie. Dat ons hom soek. Dis nou tyd soos nooit tevore nie. En die tyd maak, net om voor hom te gaan sit. En Johannes so daar met sy Heilige Gees. Kom laat my vol, kom vloei net oor my, kom deurweek my. Kom, Heilige Gees, kom. Ek wag net op U. Vir elke area van jou lewe. As dit nodig, soos nog nooit nie. Hy is God. En hy wil jy wel. Jy moet hom vra. Hy is die een die verskil maak. Vrede, blydskap, geregtigheid, lewe. Die salwing van God. Fokus, konsentreer, zoom in. Elkeen wat jy mee sukkel, elke probleem, elke krisis, wat ook al. Iemand wat jy te nagekom het, en jy sukkel, ja, ek is te kwaad, ek kan hierdie nie vergewe nie. Hulle het soveel teen my gedoen, ek kom hier voor en sê, Here, gee vir my die salwing om hierdie ding te doen. Gee my die salwing. Iemand by jou werk wat jy mee sukkel, nie, julle sien nie oog tot oog, julle kom nie mooi reg. Gaan sit bietjie, sê, Here, kom salf my, kom gee vir my die olie in hierdie verhouding. Enige area van jou lewe. Heilige Gees is die een wat die verskil maak. Jy kan alles hê, al die bestanddele, al die parte. As jy hom nie het nie, as jy die olie van Heilige Gees in jou lewe nie het nie, gaan nie werk. Die salwing van God. Kom ons bid. Soos jy daar sit dan met jou hande op. En kyk na hom. Kyk na Vader op die troon. Jesus langs hom. Here, ons vra vir die salwing. Ons vra Heilige Gees. Kom.
Gees kom breek die juke in ons lewens. Hy is God. Hy is die Heilige. En Heilige Gees, ons is jammer vir elke ding wat ons gedoen het om U te weerstaan, om U weg te stoot. Enigiets wat ons doen wat vir U nie lekker is nie, vergeet ons. En kom sê ons, kom wys ons om het reg te maak. Here, ons is honger vir U. Ons is honger vir U. Lord, we need your anointing. We are desperate for your anointing. Ons huwelike, ons gesondheid, ons finansies, ons alles.